Okay, ons het 'n groot voorreg vanmiddag dat ons Patrick Ludik by ons het om vir ons te vertel van sy golfloopbaan en sy stories van die golfdae van daai tyd waar hoe hy groot geraak het op die baan en hoe dit gebeur het en so aan. So Patrick, baie welkom hier so vandag en ons sien uit om te hoor wat jy gaan vir ons vertel van golf op Graafrenet. Dankie. Dankie wel. Ja. Sê vir my, hoe het jy betrokke geraak by golf? Hoe dit gebeur? Ons het groot geraak as plaaskinders en my pa het op 1988 het hy op die golfbaan begin werk by die ou golfbaan. Okay. En Ons so julle nou van die plaas af geskryf dorp toe. Ja. Okay, waar het julle geboer? Waar was dit? Ons het groot geraak in die Melksrivier op Mitina. Ek weet nie of daar mense nog wat nog gaan onthou Jan de Tooi. Okay. Dis waar ons groot geraak het in Melksrivier. Op die Melksrivier. Ja. Hoog op seker. Hoog op na aan die agterkant van Pietersburg. Regtig? Ja, dis waar ons groot. Daar waar dit so koud is in die sneeu. Dis in die berge. Regtig? Ja. Okay, interessant. So jy is daar vanaf dorp toe. Ja. En dan het jou pa dan begin werk by die golf. In 88 het ons dorp toe getrek en 89 het hy by die golfbaan begin werk. Okay. By die ou golfbaan agter die Nwebada. Okay. Dis waar ons begin. En so julle verblyf, julle huis was daar, alles was julle sommer op die baan gebly. Ons het alles ons was op die baan, ons sommer by die baan gebly en weet jy of daar mense is wat nog onthou vir die klase nie. Ja, en, ja. Ons het sag gedra en ons het nooit belang gestel in golf want ek het goed rugby gespeel. Okay. So ek was mal oor rugby geweest. Okay. En hy het vir ons toe so paar stokke gebring het gesê probeer net en kyk, miskien gaan julle belangstel. Okay. Maar Sondag het hy nog gekom dat hy ons nog 'n bietjie guidelines gegee hoe om die bal te slaan, hoe om te swing en jy was 'n wonderlike man, né? Ja, hy was 'n wonderlike mens. Ja. Ja, godsdienstige mens en het ons baie dinge geleer. Ja. So ek was 'n stout knaap, maar hy het altyd my gesê dit is nie reg vir jou nie en doen dit en doen dit. Okay. Ja. So daar het jy begin. Daar het ek begin leer toe van wat reg kyk by die huis. Jou ouers leer jou die reg en verkeerd, maar jy moet ooit keer net daai een persoon buite kan wat jou toe tweak, dan veranders alles om in jou lewe. Ja. So dit was groot geraak. Okay. Ja, en dan ek het maar so ons het so Saterdag en Woensdag baie keer het ons die skool gedoeks op 'n Woensdag. om 'n paar sente te maak dat ons sak gaan dra by die golf. Ja. Okay. Ja, jy loop weg by die skool vroeg en dan weet jy 12 uur is afslaantyd, ek moet afwees om sak te dra. Okay. En dis waar ons maar die geleer het om golf te speel. So tussen ander mense swingige koppie en dan as jy aangegaan het. Ja. Okay. Ja. Wie was die sê maar die goeie golfers behalwe nou Willie self? Ja. Wie was die goeie golfers op die bane by hy stadium? Seker Weppie? Ja, op daai stadium het ou Weppie geoorheers op die grondbaan. Ja. Hy was een van die manne wat jy graag wou wen. Okay. Ja, en man hy het ongelooflik goed gespeel. Ja. En ek het op daai tyd begin golf speel en hy was maar altyd 'n single handicapper geweest. Okay. Ja. Okay. En die ander goeie golfers op daai stadium? Daar was goeie golfers soos Brian Charles, het goed golf gespeel. Okay. En dan Leon Gerber, ja. Weet jy waar mense wat hom onthou nie. Okay. En dan is daar en dan is het nog Weppie, Willie Klaasen. Ja. En dan was daar nog 'n paar selfs om Reg Holmes het ook goed golf. So behalwe nou die afrigting wat jy gekry het by Willie, dan soos jy sak dra, nou watch jy maar hoe maak die mense? Ja, dis waar jy die meeste punte optel eintlik om te kyk as jy by hom staan, wat maak die man om die bal te slaan, wat maak hy nou? Interessant. Ja. Interessant. Ja, so ons het maar ek het baie keer as ons saam Weppie want hy was nog die ou en jy baie steel jy maar hier by hom en dan. Interessant. Kyk jy hoe die man die bal slaan. Ja. Okay. So het ons maar gegaan. Alright. En op 'n stadium, ek meen, jy's heidaglik 'n baie goeie golfer. Ek dink jy het 'n scratch of jy's omtrent daar rond. Ja, ek is op die oomblik nou 2 en ek heb nou maar my laagste voorgee was 'n +3 geweest. Ja, sê. Ja. Okay. So op 'n stadium het jy nou
opgehou dan soos jy groter geraak het jy dan opgehou om caddy te wees en jy het self begin speel. Ja, ek het op 'n ouderdom van 19 toe hulle junior kompetisie gehad op die grondbaan. Ja. En ek het tweede gekom in die toernooi want ek het sommer maar aan die middag steel ek sommer jy mag nie steel hier want te speel hier dan ek soms so gesteel speel gou al die gate want tussen die bome is want as om res jou sien as daar probleme. Ja, so het ons maar die agtergate tussen die bome gespeel gou en dan kom jy maar daar agter die golfklub uit dat niemand jou gesien het ja, alles weer stil en rustig. Lekker. Dis ons maar. Want ons was nou uit, jy was nou so, jy's uitgehonger, jy wil graag die ding probeer. Ja. Al sonne het ons gegaan. Ja. En ons het rond gehardloop op die golfbaan en gekyk wat aangaan. Okay. En dis hoe ons maar Johnny het op 'n vroeë stadium my broer begin speel toe. Okay. Ja, en hy het mos by akademie begin werk. Hy het al die jare. So en hy kon sien ja en hy het ook maar so gehelp so toe William het hy ook maar so 'n bietjie woord gesê doen dit en doen dit. Interessant. Ja. Lekker. Okay. Ja. Patrick, ja, jy het nou, ek praat nou toe jy nog sak gedra het, toe jy nou Lalaiti was. Jy het seker saam met mense gespeel wat een of ander snaaksigheid het in hulle game. Jy weet, 'n snaakse manier om iets te doen. Vertel ons 'n bietjie van dit is daar sulke gevalle daar was. Ek het ek het eendag saam met om Ali Strydom gespeel. Ek weet die 8ste gat is 'n lang paar 5 gewees, so agter die dam gewees. Okay. En 2 meter van die T-box af was die fence gewees. Okay. So jou so dis nou out of bounds. Ja, dis out of bounds. En Okay. ons het so gestaan en ons elke keer as die ouma het so snaaks geswing gehad, die stok so in sy hande geswaai en gewys hoe die stok moet kom en dan het ons so gesny, hom so snaakse wy terug en toeslaan hy die bal out of bounds deur sy bene. En deur sy bene. Deur sy bene want ons het nog gestaan lag man. Ek het sy sak ongelukkig gedra die dag. en toe die bal out of bounds geslaan en hy vra toe vir my, waar is die bal? En al lag ons almal. Toe sê ek vir hom, nee meneer, daar is die bal aan die kant die draad. En toe hy sien die bal is aan die kant die draad, toe sê hy vir my, kom, dis die laaste mal wat jy vir my lag. Hier jou geld en loop som. Shame. Ja, nee, maar die golfbaan. Maar ek kan nog al die ding nou hy. Ja, sê as nog jy weet jy iemand nog. Is so moeilik, al die ander mense het dan gelag. Ja, almal het gelag, ja. Ja, maar wat moet jy maak? Ek kon nie terug nie, ek moes lag. Ons moes lag. Een geval wat ek gesien het, dis nou op die nuwe baan, op die grasbaan. Ek het maar net begin golf speel, so ons het maar heel agter gestaan as dit Saterdag nou afgeslaan word, dan die goeie golfers eers en dan ons die long handicaps daar agter, heel agter. Toe staan ons daar op die putting green en toe was dit Chris Kuber gewees en hy is in 'n 4-bal met een van die manne van die Jansenwil. En Chris wou nou net sy bal gaan neersit. Toe sê die man, luister, ek gaan nou net gou slaap. Tik my net met jou voet as hy bo by sy swing agter uitkom, want hy het so lank stadig teruggegaan. Toe sê die lag almal natuurlik weer. Yes. Maar ou Chris was 'n goeie golfspeler. Daai stadium was hy so 8 handicap. Ek weet nie hoe oud was hy gewees nie. Maar hy het goeie golf gespeel met daai baie stadige backswing. Maar dit is een van die gevalle. Ja, nee, hy het goeie golf gespeel, eerlikwaar. Hy was ook deel met die as dit so swaar gespeel het, as Willie ons so gehelp het, dan was hy ook so nou en dan tussen ons. Kan jy nog, jy het nou 'n lang loopbaan gehad van caddy en nou speel. Jy het baie jare gehad. Ja. Is daar nog gevalle wat jy kan onthou van mense wat iets snaaks gedoen het? Ja, om George Harm se eendag dis ons die baan net opgemaak, dink was 'n jaar ook die baan ja en ek het toe saam hom gespeel. En ek dink ek was 'n 8 of 'n 9 handicap gewees. Okay. En ons speel toe saam en nou ons stap maar die ouma het uit om George het baie net hy het net hout in sy sak gehad. Yes, en dan net hout in sy sak. En hy het die bal toe geslaan, maar hy het die bal gedaf. En so loop ons toe die ander 3 manne voor het nou staan toe en ons wag vir hom om te kom.
En hy slaan toe die bal. Maar nou staan hy die bal kom so reg op my af. Ek kyk die bal so en ek sê nou sê ek vir my, ek judge my nou want ek sê vir my as ek aan die lug spring, gaan die bal onder my voete deurgaan. En toe ek opgaan, toe kom die bal op. Slaan hy my op my enkel voete onder my. Ja, was lekker daar gewees. Toe speel ek nog beter golf waar ek my raak geslaan het. Ek is sy partner. Toe sê ek, "Jou raak geslaan, jy kan beter golf speel." Jy weet, en ek onthou oom Dan het 'n paar snaakse goed gehad. Ek het nooit met hom golf gespeel toe hy 'n jong man was. Hy was toe ek hier kom was hy al klaar ou man gewees. Ja, ons het ook ontmoet toe hy al klaar oud. So maar een van die fasette van sy spel was sy putting. Hy het goed gepat, jy weet. Baie goed. Hy het goed Ja, gepat, maar baie goed. hy het so 'n snaakse ding gehad. 'n Sekere pats, dan vat hy die regterhand, dan sit hy hom amper by die patter se kop. Hy's halfpad teen die yster af so. Dan het hy 'n ding wat hy so maak. Dan pat hy uitstekend. Ja, want Jy weet, ek Ek het weet nie hoe die altyd reg altyd kry. gewonder oor dit, jy weet. So om Ja. Dan Dis- met sy manier van ja, putting. of hy sit die pyp in die mond en dan pat hy met hy pyp in die mond. Dis reg, ja. Ja, Die pyp in die mond. Dis- Ja, dis een van die mense wat ons ook al regtig nog gaan mis. Ja, dit is so, nee. Ja, Ons mis hom baie. ja, ons mis hom baie. Ja, ja. Hy het sy karakters gehad, ja, man, het sy lekker goed corner ook gehad. Ja, daar by Daar onder, die by 15de, by nummer 15, Ja. Sweetie Time. Sweetie corner. Ja, kom aan, sê jy energie vir iemand. Ja, Dat ons ag, almal wonderlik, energie nee. gekry. Wonderlik. Ja. Ja. Een van die ou mense wat ons nog nie oorgenoem het nie, om Arie Kuberg. Om Arie Kuberg, ja. Ja, onthou jy vir Om Arie? Arie, ja. Hy het so ek sal dit sê as 'n fade, was eintlik 'n slice geweest. Slice geweest, Maar ja. hy het aanhou so gespeel. Ja. Maar hy het goeie golf gespeel. Ek moet vir hom Rob vertel van die Holy Man wat ons slaan. Want hy Ja. geslaan het op die 15de se gat. ja, Ons speel kom die 15de en nou staan ek hy slaan die bal. Nou ons almal slaan toe en hy slaan toe laaste af. Slaan nie die bal. Maar hy bal vang die gras. Die bal het nog nooit regtig in die lug gewees nie. Hy het net gekerry van die T-box af, hy het 3 uitgeslaan. Van die T-box af vang hy die fairway. En ek grap toe met hom. Ek sê vir hom, "Arie, yes, jy gaan 'n roll holy one slaan." en toe gebeur dit. Toe gebeur dit, hoe slaan hy die bal in die gat? Wow. Want toe hy die bal slaan, toe hy pitch sy tweede pitch, toe sy reg op die vlag af. En daar was nie 'n manier dat hy bol het nie links of regs gegaan nie. Hy het reg op die vlag afgegaan. Slaan hy die bal in die gat. Roll. Man, so 'n wonderlike ou man en altyd 'n standaard handhaaf, Ja, nee. jy weet, van ordentlikheid en van jy weet as jy saam met hom speel dan weet jy ek speel nou met 'n gentleman hier. Gentleman, ja. Wonderlike man, nee. Ja, nee, hy het altyd vir ons gesê toe ons so jong manne kom en dan kom hy aan sê vir Potjie, jou skipper trek hom in jou broek in. Dan lê jy mos Ja. so 'n golfer. Ja, dis wat hy het. Ja. Dis waar ek geleer het. Dis hoekom hom Rob sien altyd. Ek is Jy's altyd netjies aangegaan. die golfman kom jou altyd netjies. Ja, nee, dis jy het seker baie geniet om kompeterende golf te speel. Jy het van 'n redelike jong ouderdom het jy al provinsiale golf gespeel en so meer. Vertel ons bietjie daarvan. Ja, om Rob, ek het nie regtig ek was meer oor rugby. Ek het baie goed het Karoo rugby gespeel. Ja. Maar nie op skool. Wat was jou posisie geweest? Ek was heel agter in 'n vleuel en buite senter gewees. Okay. Ja. En ek was baie lief vir rugby gewees. En Johnny het altyd vir my gesê, "Kom speel golf, jy gaan jou seer maak." En ek is vandag spyt hoekom ek vroeër begin golf speel het. Okay. Ja, toe ek nou op my skouers seer maak en toe besef ek eintlik ek moet golf speel. Okay. En dis waar ek begin het. En ek dink ek het Karoo gespeel, Karoo beespan gemaak op 'n ouderdom van 30. Okay. Ja, 30. Toe ek begin nou regtig nou belangstel in golf. Okay. 30, 32 jaar oud. En toe het ek Karoo golf gaan speel. Ons het Pietie Olivier gespeel altyd die beespanne. Okay. Ek kan nog onthou die een op Ceres en dan is die een op Katoo het ons ook een gehad. En dan op Kimberley ook. Ja. En dan ek kan nou nie meer die ander bane dan iewers in George het ons ook op George Golf Club ja, het ons ook gespeel ja. Ja. Dis waar die tyd wat ek begin het en toe ek nou
Ek het my eerste OP-span gemaak 2010. En van 2010 af, as ek die jaar gespeel het vir toernooie, het ek altyd die span gemaak. Wonderlik. Ja, dis hoe dit gegaan het. Dit is maar net jy moet bietjie oefen as jy wil graag nou die span wil maak. So daar's baie goeie manne buitekant, maar Hoor jou. ja, ons het hard gewerk om daar te kom. Okay. Ja, so jy kan Is dit nie wonderlik met Jean-André nie, hè? Ja. Hoe sy loopbaan ontwikkel het, jy weet. Yvonne het vir my 'n kiekie gewys nou die dag van Jean-André wat bo op 'n baasstoel staan daar in die kroeg. Toe hulle teen mekaar gespeel het in die sê maar die Briscoe Cup. Die Briscoe Cup, ja. Ja. Jy weet, hy was 9 jaar oud. Ja. Hy het teen haar gespeel. Ek kan nou nog hy foto. Dis 'n fantasties, hoe wonderlik dat hy van so jong ouderdom begin betrokke raak, jy weet. Ja. En jy weet, laat hy nou so gefloreer het dat hy so goed speel heidaglik. Dit is fantasties. Dis want ja, nee, dit is om op kyk, Jean-André het altyd op Sondag ons altyd Sondag op 'n golf gaan speel. En dan sy pa hom saamgevat golfbaan toe en dan hy nou so saam ons gespeel en dat hy een stok gehad. Ons gespeel en dan hy agter ons aangekom. En op die derde gat sê sy pa toe van kom Boeta. En hy kom toe maar nou tel hy die bal op en die stok en hy hardloop pad en nou naby ons is die bal neer en ons het nie gekyk nie. Maar gelukkig slaan hy sy pa raak nie vir ons. En hy slaan, hy sê niks, kom die bal toe ons terugkyk. Toe hy klaar die pa raak geslaan. Ja, dis wonderlikheid. Ja, en daarvan af het hy saam met ons so toernooi in die baie gaan speel op. Okay. Hy het nooit 'n toernooi. Sy pa het hom baie keer wakker gemaak as slaap in die kar en dan ry hy saam met ons. As hy heeldag op die golfbaan daar onder en so teruggekom. En hoe oud was hy gewees op hy stad? Yes, om Rob, ek dink Jean-André het 8, 9 jaar het hy so rondgery saam met ons. Golfbaan toe en dan hy so golf gespeel of jy los hom op die putting green. Hy sal heel dag pad op die putting green. Vir my is hy so 'n advertensie vir julle as gesin. Want jy weet jy kan nie 'n jong man kry wat beter maniere het en wat homself reg gedra en so aan. Dis absoluut fantasties. Ja, nee, ons moet hy's 'n ambassadeur vir die Graafrenet Golf Club. Ja, ons moet sê ook ons moet baie eer in sy ma en sy pa sê want met die opvoeding wat hom gegee het en dan seker nog mense nog buitekant. Hy's 'n ongelooflike jong man. Regtig, hy het groot geraak en ons sien dit nou ons nou net ons moet net hoog vir hom nou. As al wat ons kyk nou want as nou niks terugkeer vir hom, hy het alles gekry wat hy moes gekry het. Ja, wonderlik. Dis wonderlik. Nou soos ons onderhoud nou begin op na einde toe kom, wil ek vir jou 'n vraag vra. Wat is vir jou die lekkerste van golf speel? Die lekkerste ding van 'n golfer te wees? Ja, vir my is dit omloop is baie interessant om watse tipe mense ontmoet op golfbaan. Dit gaan meer oor die vriendeskap en die vriende wat jy mee speel, wat jy ontmoet. En ek moet sê as gevolg van golf ken ek vandag mense wat ek nog nooit gedink het ek sal ken. Sure. Ja, dis hoe wonderlik dit is. Dit is. Ja, en ek moet sê die amper reg oor Suid-Afrika ken ek mense as ek is glad mal om 'n country span te maak. Want meeste van my vriende van Limpopo, Bode, jy noem hulle, dis baie goeie mense wat jy ontmoet het. So jy leer ook maar so tussen die manne as jy in die hande kry. Ja. So dis vir my een winsgewende punt wat ek kan sê. Kom ek golf speel. Ja, en as nou self ons home club nou om Rob self ja, baie goeie mense. Ja, Bernie hulle so ja. Ons is baie bevoorreg dink ek. Ja, dis op die baan die klip lede heidaglik is baie dit is 'n baie lekker vibe. Ja, nee, om Rob daar is ek 100% saam. Ja. Die vibe van die klub is baie kan mense is iets wat jy na uitsien. As jy jou klere aantrek om te sê jy gaan golf speel vandag, jy weet daar's nie nonsens, jy is lieflike mense wat jy gaan ontmoet en die gesels gaan goed wees. Maakie saak met wie jy speel, jy gaan 'n goeie vuurbal is. Ja. Dit gaan gesels gaan lekker wees. Dis ook 'n winsgewende punt by ons klub. Wonderful. Ja, lekker. Hier in die Karoo, hier in Graafrenet, speel ons baie lekker golf teen 'n
eintlik 'n baie goedkoop prys Ja, vir wat jy ja. kry. Jy weet, dan gaan ek met my seun, dan gaan speel ons in die baai. Ja, jy weet, speel maar dit is so duur. Dit Ja, is so nee, duur om golf te speel en ek weet nie of ons altyd besef hoe bevoorreg is ons om 'n baan en okay jou broer is een van die redes hoekom dit gebeur ja, want Johnny maak als reg, hy spandeer nie geld nie. Jy weet dit is 'n wonderlike ja, ding wat hy ja. doen. Mm. Maar wat met die voorreg wat ons het om so 'n baan te hê en om te kom speel hierso vir regtig vir okay, vir party mense is dit nou eintlik te veel geld, maar vergeleke met die ander bane waar ons gaan, jy weet, jy speel regtig vir baie min geld Ja, hierso, jy weet. ja. Dit is vir my ongelooflik. Nee, om Rob, om jou in die rede te val aan, jy's 100% reg, nee. Ek sê altyd vir die ouens as ons in die baai kom en dan kom ek die bane sien na wensen. Dan sê ek vir die manne, julle verstaan nie hoe gespoil is ons grawe net. Dan vra hulle vir my elke keer hoe, sê ek manne, as die Karoo my hulle gaan 'n groen stukkie veld kry en jy sal dit geniet. Kom Ja. en kom geniet dit. Ja, En die manne wat nou hier was wat my gesê het, sê hulle vir my, "Joh, hulle het nooit besef dat die baan so mooi is." ja. Dis hoe gespoil ons regtig is by grawe Dit net. is. I mean, Ja. daar's altyd 'n issue iewers, né? Ja, dis Die altyd spreiers wat nie reg werk nie of Ja. 'n ding, daar's 'n kol wat nou in die gras nie lekker groei nie. Daar is maar altyd 'n paar sal nooit ja. goeie, jy weet. Ja. Maar oor die algemeen ons baan is fantasties. Nee, definitief Ja, wel. Ek het ja. gespeel verlede week in Woensdag. Yes. Ek en John Ray en dan Donovan. Yes, die baan is mooi. Ek moet sê die baan is baie mooi. As jy woorde vir dit. Ja, Vernami Greens, né? Ja, yes, Maar- Rob. Patrick, baie dankie. Dit was baie lekker om met jou te gesels. Waardeer dat jy tyd gemaak het om dit te doen. En ek sien uit om dat die mense kan ook geniet, jy weet jou ervaring van golf op Graaf net so baie dankie. Nee, is 'n groot plesier om Rob. Ek is bly om Rob met my uitgenooi. Baie dankie Rob. Ek sê vir jou Thank you. dankie. Okay. Sê Rob. Okay.